Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan stil word rondom sy woord. Nou ons is tans besig met hierdie reeks aktuelle boodskappe. Dit handel oor die 10 gebooie en hoe dit van toepassing is op die Nuwe Testamentiese kerk van vandag. Nou vriende, ek het vir u gesê dat die hele skrif is deur God ingegee. Dit sluit die Ou en die Nuwe Testament in, maar ons het nodig om 'n studie te doen om te sien wat die woord van die Here vir ons wil kom leer. Ek het vir u gesê daar is sekere beginsels in die Ou Testament vir die volk Israel wat vir hulle gegeld het wat in die Nuwe Testament nie herhaal word nie. Daarom is dit belangrik om die boodskap van die beginsel te sien in die Ou Testament, maar nie altyd die wet te maak vir ons in die Nuwe Testament nie. En ek het voorbeelde gebruik soos die offers wat hulle gebring het in die Ou Testament wat ons vandag nie meer bring nie. Daar is sekere feeste wat hulle gehou het as volk Israel en ons hou dit nie vandag mee as Nuwe Testamentiese kerk nie. Waarom nie? Want ons is nie die volk Israel nie. Ons is mense, deel van die heidendom. Almal wat nie Israel is nie, is heidene. Ons word gered uit elke nasie, taal, volk en stam. Ons word deel van die Nuwe Testamentiese kerk van die Here, die uitverkorenes, die geheiligdes, die uitgeroepenes, sê die Bybel, en ons moet vrug dra tot eer van die Here. Ek het vir u gesê dat die 10 gebooie in die Ou Testament word omtrent almal herhaal in die Nuwe Testament. Vriende, daar's beginsels wat baie duidelik ooreenkom met die uitsondering van die 4de gebod wat ons alreeds hanteer het van die Sabbatdag. En ek het vir u gesê dat die Sondag het nie die Sabbatdag vervang nie, maar die Sabbatdag was vir die volk Israel, die Sondag vir die kerk van die Here Jesus vandag. Vanmôre kom ons uit by die gedagte, die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Nou vriende, daar is ook baie verwarring wanneer dit kom by hierdie gebod. Daar is baie mense wat betoog teen dinge soos doodstraf, daar is mense wat betoog teenoor selfverdediging en baie van hierdie dinge, en hulle sê die Bybel sê jy mag nie doodslaan nie. Nou kom ons probeer vir 'n bietjie lig werp op hierdie gedagte en ons sien wat die Bybel vir ons wil kom leer. As die Here sê jy mag nie doodslaan nie, dan sê die oorspronklike taal eintlik vir ons jy mag nie moor nie. Met ander woorde, daar is van my kant af opset om iemand se lewe te neem. Daar is van my kant af hierdie intensie om hierdie persoon dood te maak. En vriende, is baie duidelik. Die Here sê, do not put anyone to death without cause. Luister mooi wat sê die Engels. Moenie sonder oorsaak iemand se lewe neem nie. Thou shall not kill, thou shall not murder. So die Bybel praat nie hiervan dat niemand doodgemaak mag word nie, maar dat ek nie mag moor nie. Vriende, van my kant mag daar nie 'n opsetlike daad of aksie wees wat die dood van 'n ander een veroorsaak nie. Daar is wel tye waar die Here toegelaat het dat mense gedood word. Ons dink maar aan Israel, toe hulle oorloë geveg het met ander nasies. Die Bybel sê vir ons dat die Here hulle die opdrag gegee het om sekere van die Kanaaniete, die Ferisiete, die Jewiete en van daardie nasies uit te roei, omdat hulle God se aarde ontheilig het deur hulle afgodediens. En die Here het dit toegelaat, vriende, juis weens die feit dat hierdie volke voor afgode gebuig het en nie God erken en geëer het as God nie. Ons dink in die Bybel selfs, vriende, dat daar in die geval van die volk Israel tye was waar die doodstraf toegedien was, waar mense sekere oortredinge begaan het, en jy sal onthou gister moet eer jou vader en jou moeder, dat selfs 'n wederstrewige en hardkoppige seun dan gestenig was. So hierdie gedagte van jy mag nie doodslaan nie, is nie 'n verbod op enige iemand dood te maak nie. Wanneer daar kom by selfverdediging, vriende, en ek beskerm my vrou en my kinders, en die persoon wat my aangeval het sterf, is die Bybelse beginsel. Daar's geen oortreding wat ek gepleeg het nie. Die hele gedagte van jy mag nie doodslaan nie, gaan oor 'n opset van my kant, waar ek my wreek op 'n ander ene, of waar ek 'n ander een doodmaak, met hierdie opset in my hart om hulle lewe dan te neem. Wanneer die Bybel sê ons mag nie doodslaan nie, beteken dit ook ek mag nie my eie lewe neem nie. Vriende, ek gee nie myself lewe nie, so ek mag myself nie doodmaak nie. En ek het alreeds in 'n aktuele tema gepraat oor die gedagte van selfmoord, en ek het vir u gesê, vriende, dis nie selfdood nie, dis selfmoord, wanneer ek my lewe neem, die lewe wat God vir my gegee het. Ek het vir u gesê, aborsies is moord, dis wanneer ek iemand doodmaak met die opset. Daar is 'n opset, daar is 'n intensie van my kant. En ek gee nie om of jy dokter is, en jy dink is 'n mediese prosedure nie, jy's 'n moordenaar wat eintlik in die tronk hoort, as jy 'n kind doodmaak in die moeder skoot. Hierdie ongebore kind se lewe neem. En God sal jou eendag oordeel. En baie mense, vriende, en u moet tog hoor, baie mense dink hulle kom weg vandag met hulle boosheid. Hulle eer nie hulle vader en hulle moeder nie,
Die Bybel sê vir ons, daar is baie mense wat moord pleeg, daar's baie mense wat lieg en begeer en seksueel losbandig is en hulle kom weg vir 'n jaar of 2 of 10 of 20 of 30 en hulle dink hulle gaan skotvry aan die ander kant uitkom. En die dag as hulle sterwe, gaan hulle deur die poorte van die hemel gaan en dan gaan hosannas wees omdat hulle in die hemel inkom. Luister, God laat hom nie bespot nie. Wat die mens saai, dit sal hy ook maai. As jy in ongeregtigheid saai, sal jy ongeregtigheid maai, sal jy die ewige poel van vuur van God dan eendag beerwe. Daarom is het belangrik om te sien, as die Here sê jy mag nie doodslaan nie, gaan dit oor hierdie gebod waar ons nie met opset die lewe van 'n ander een moet neem nie. Nou vriende, daar is die vraag, is dit van toepassing op ons in die Nuwe Testament? Ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor. Onthou, wanneer dit kom by hierdie gebod, is die landswette vir ons belangrik. So met ander woorde, dis maar eintlik so 'n kontroversiële saak dat ek net vir u Bybels gaan probeer begelei. Maar hierdie eie land Suid-Afrika van ons, wat vir ons sê jy mag nie iemand met opset doodmaak nie, gee toestemming in die wetgewing dat kinders vermoor word deur aborsies. Dis vir my so belaglik dat mense nie vir hulle self kan dink nie. My seentjie het vir my onlangs gesê, Kalfyn is nou 15, sê vir my pa, party mense redeneer asof hulle nie verstand het nie. Selfs hy is 'n kind van 15. Vriende wat nog nie 'n groot geleerdheid het nie, sien die dwaasheid van ons regerders en van mense deur hierdie onnosele redenasies. Waar hulle aan die een kant van die hospitaal veg vir 'n man van 80 se lewe en dit kos sy mediese fonds 3 miljoen rand en in die ander saal vermoor hulle of in die ander operasiekamer vermoor hulle kinders deur dan ook hierdie kinders te aborteer op 'n wrede, onmenslike manier. Watter boosheid en watter bose samelewing bevind ons onsself net hier in nie. Luister, as mense God nie liefhet nie, raak hulle soos mense sonder verstand. Hulle raak soos redelose diere, sê die Bybel. Daarom ek vir u sê, pleit God dat hy vir ons 'n regering sal gee wat hom liefhet. Want soos die regering al hoe meer boos word en soos die bandeloosheid inkom in ons land, vriende, so word al hierdie grense oorskry waar lewe net nie meer belangrik is nie. Daarom met 'n studie wat onlangs gedoen was in Amerika, is die vraag gevra, sal jy jou hond wat in die swembad geval het red of jou buurman as hy nie kan swem nie? En die meeste het gesê ek sal eerder my hond red. Waarom? Ons sien nie meer mense as geskape na God se beeld en God se gelykenis nie. Daarom mag ek en jy nie moord nie. Die Nuwe Testament sê vir ons, vriende, as die wet vir ons sê, God se wet in die eerste plek en ons landwet sê, ons mag nie moord nie, moet ons onderwerp aan hierdie wet. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag nie behalwe God, en die wat daar is deur God ingestel. As my land my oproep om in sy weermag te dien of in sy polisie en in die uitvoering van my werk en in die uitvoering van my opdragte, is daar iemand wat sterwe, vriende, is dit nie moord nie. Weereens sê ek vir u, moord is wanneer ek met opset 'n ander een dood of sy dood veroorsaak. So hier is ook 'n saak van die gewete en ek weet, God het vir ons 'n gewete gegee. Ons weet wanneer ons iemand vermoor het of wanneer ons iemand doodgemaak het uit selfverdediging of in lyn van ons diens wat ons gedoen het as 'n weermagsoldaat of 'n polisieman. Belangrik om te sien, vriende, dat hierdie beginsel in God se woord duidelik staan. Daar's tye wat die regering moet optree. En daar is baie lande wat nog hierdie doodstraf toepas. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie mense is dienaars van God, ons ten goeie. En daarom is het belangrik dat ons sal sien dat die Here vir ons baie duidelik in die woord sê dat ons gesindheid in elke opsig reg moet wees. Daarom as die Here sê jy mag nie doodslaan nie, dan gaan dit hier oor die gedagte van opset. Do not put anyone to death without cause. As dit gaan wanneer ek myself verdedig of in die uitvoering van my pligte of in hierdie waar daar nie opset betrokke was nie, miskien in 'n motorongeluk en 'n ander persoon sterwe, vriende, dan sê die Bybel dat ek nie moord gepleeg. Ek het nie doodgeslaan nie. Daar was nie by my kant 'n opset gewees om hierdie persoon se lewe te neem nie. Mag die Here vir ons wysheid gee. En ag vriende, dat ons insig sal verkry vanuit God se woord. En dat ons sal sien, daar is 'n baie wonderlike goeie balans wat die Here ons gee. En mag ons bid vir ons regering, wat hierdie balans nie kan handhaaf nie. Weereens sê ek vir u, in die een saal veg hulle vir 'n oom van 80 se lewe, en hulle put sy mediese fonds uit, en aan die ander kant, in die ander operasiesaal, vermoor hulle ons kindertjies, aborteer hulle ons kindertjies. En ag vriende, die tragedie van hierdie boosheid, is besig om na die hemele op te styg, en God se oordeel sal kom. Mag een ek genade vind by die Here, wysheid,
Dat ons sal sien dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand en ons naaste, hulle wat na die beeld van die Here geskaap is, dat ons hulle sal lief hê soos onsself. Dat ons self ons vyande sal lief hê en sal bid vir die wat ons vervolg. En mag ons lewende getuies vir die Here wees, as ambassadeurs van hom, en mag ons lewe hoog ag, omdat God die gewer van lewe is. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.